Goeiemôre en baie welkom weer by Ligpunt se saamkuier in die woord. Elke sonnagoggend almal op hulle plekke. Jy gaan dalk vra, maar wat het vandag gebeur? Waar is die gemeente? Die gemeente gaan gewoonweg aan vandag. Ons is in die laaste fase van 'n opgradering. Alles werk baie mooi, dit het goed gegaan. En dit het net gemaak dat hierdie naweek dit vir ons onmoontlik is om 'n lewendige uitsending te hê. Maar die goeie nuus is, teen volgende week is alles weer heeltemal terug na normaal toe. Dan sien ons uit om weer lekker saam te kuier. Maar ons wil julle nie duister los nie. Ons begin vandag met 'n nuwe reeks. Die reeks se naam is Hoofkarakter. En ons gaan na verskillende figure in die Bybel kyk, veral rondom Jesus se geboorte en wat ons by hulle kan leer. En ek weet jy sou glad nie daarvan gehou het om sommer nou die eerste ene al te mis nie. En daarom neem ons vandag die boodskap so op, sodat jy heeltemal kan saam wees. En van volgende week af, as ons terug is lewendig in die diens, dan kan jy weer lekker saam kuier en julle kan kontak maak en vra soos wat julle wil. Ek wil ook julle net herinner daaraan, ons het reeds daar's amper 30 mini-gemeentes of mini-groepies, waar ons mense aanmoedig, by jou skool, in 'n pouse, by jou besigheid, in die werk, mense saam met wie jy werk vir etenstyd. Ons het elke maandag, dan sit ons so 'n kort bladsy uit, wat net 'n bespreking baie maklik maak, wat gelyk kan word vanaf dit wat ons vandag gaan preek. So, indien jy belangstel en sê, hoor jy, ek wil ook so 'n mikrogemeente, of 'n selgroepie, of 'n Bybelstudiegroep, of wat ook al jy dit wil noem, begin, dan skryf asseblief vir my net 'n WhatsApp. My nommer is onder op die foon, en wat ek nodig het, is jy moet vir my jou naam stuur, en die woordjie geselsgroep, of selgroep, of enige soets, ek sal weet wat dit is, en dan kan jy die preek deurkyk, en môre, dan stuur ons vir jou elke week, op 'n maandag, dan stuur ons vir julle die inhoudsblaadjie van die selgroepies, en dan kan jy waar ook al jy jou groep wil hê, by mekaar kom, kan julle dit doen vandag. Daar's huisgesinne, wat gesê het, hulle het nooit voorheen huisgodsdiens gehou nie, wat nou een keer in 'n week sit, en dan gebruik hulle daai selblaadjie, en dan bespreek hulle die vrae. Die selblaadjie is baie oulik, daar's 'n ysbreker in, en 'n besprekingsvrae, en al die teksverse wat ons gebruik, en ook so 'n bietjie iets wat ons rondom jou karakter, jou karakter, en integriteit in elke mens wil inbou. Lekker bespreking ding, dit is gratis en verniet, jy moet net vir my 'n WhatsApp stuur met jou naam, en die woordjie, selgroep of geselsgroep of wat ook al. So voordat ons wegspring met dag 1 of die eerste deel van hoofkarakter, kom ons bid net eers saam en ons vra die Here om ons harte oop te maak sodat ons mooi sal verstaan. Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus en ek wil vir U vandag dankie sê dat ons in hierdie tyd van die jaar die geboorte van Jesus kan vier, dat ons nie skaam of onomwonde daar hoef te wees nie, of terug te hou nie, Here, maar dit is 'n tyd wanneer die hele wêreld rondom ons se fokus is op Christus se geboorte, en daarom wil ons fokus ook daarop sit. Dankie Here dat ons gered is, nie net vir Desember maand nie, maar vir elke dag van die jaar, dat die goedheid en die guns by ons kan wees. Maar gee ook Here dat hierdie goeie nuus nie in ons lewens gereserveer sal wees net vir Desember maand nie, maar dat ons met mense sal deel wyd en suid waar ons kom dwars deur die jaar, en ons gee U die eer. Here, terwyl ons uit die woord uit saam kuier vandag en na Josef se lewe kyk, wil ek vra dat U ons sal help om dinge raak te sien in Josef se lewe, wat ons ook in ons lewe kan inbou, en ek vra U Here met die krag en die dinamiese inspraak van die Heilige Gees, om daai dinge in ons lewe te vorm, in Jesus naam. Amen. Nou, ons het nou al baie gepraat oor Kersfees, en elke jaar hierdie tyd van Kersfees is al mense wat sê, moenie Kersfees vier nie, en 'n klomp 100 verskonings, oor hoekom dit 'n slegte idee is, maar ek is 'n liefhebber van Kersfees. My absolute fokus is dit is waaroor dit gaan, dat Jesus na ons toe gekom het, sodat ons nie verlore hoef te wees nie, maar die ewige lewe kan hê, en dat dit 'n geskenk is, wat ons almal moet deel. Nou, terwyl ons hierdie reeks het van hoofkarakter, gaan ons na verskeie mense kyk, elke week na iemand anders, en ons begin vandag by Josef. Nou weet ek nie of jy weet nie, maar ons lees nie verskriklik baie van Josef in die Bybel nie. Nou, ek praat nie van Josef in die Ou Testament nie, ek praat van Josef en Maria.
Josef wat Jesus se pa is. Josef was wel nie Jesus se biologiese pa nie, maar Josef word Jesus se pa genoem omrede hy al die verantwoordelikhede op hom geneem het van om 'n vader te kan wees. En wanneer jy daai rol vervul van wat 'n vader moet vervul, dan kan jy vader genoem word. Nou, as ons begin, dan gaan ons lees eers in Matteus 1 vanaf vers 18 en ek gaan sommer net reg deurlees. Ons gaan ook 'n stukkie lees in Matteus 2, maar ek gaan eers reg deurlees en dan gaan ons net 'n paar punte uitlig en dan dieselfde vir hoofstuk 2 en dan gaan ons lekker net die Here geleentheid gee om in ons harte in te werk. So kom ons lees hom saam. Ek gaan net vir jou op die skerm dit sit. Matteus 1 vanaf vers 18. Hy sê die volgende: Dit is hoe Jesus Christus gebore is. Maria, sy ma, was verloof aan Josef. Nog voor hulle getroud is en hulle intiem verkeer het dit gebleik dat sy verwagtend was deur die Heilige Gees. Josef, haar verloofde, was in 'n dilemma. Aan die een kant was hy 'n wetsgehoorsame man, aan die ander kant wou hy haar die openbare skande spaar. Daarom het hy hom voorgenem om die verloving privaat te verbreek. Met hierdie dinge in gedagte het hy aan die slaap geraak. Daarop verskyn 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: Moenie huiwer om voort te gaan met jou huwelik met Maria nie. Die kindjie wat sy dra, is verwek deur die Heilige Gees. Sy sal aan 'n seun geboorte gee, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red. Dit alles het gebeur om die Here se boodskap deur die profeet te laat uitkom. Die maagd sal swanger word, sy sal aan 'n seun geboorte gee, en die mense sal hom Immanuel noem. Toe Josef wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het. Hy het Maria as sy vrou by hom in die huis geneem, maar hy het nie intiem met haar verkeer totdat haar seun gebore is nie, en hy het hom Jesus genoem. Dit is so mooi dat Josef het die voorreg gehad as die pa om die kind se naam te gee, en ons weet die engel het vir hom gesê dis wat moet gebeur, en daarom het hy dadelik hierdie rol aangevat en gehoorsaam gewees aan dit wat die Here van hom verwag het. Nou daar's 'n paar goed van Josef se lewe wat ons hier uit kan kry. Nommer 1 is wat ons sien is dat Josef was 'n regverdige man gewees. Vir Josef is reg en verkeerd is verkeerd. Daar's nie van grys areas nie. En hy was 'n godvreesende man. Hy wou gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Hy wou sy integriteit opgepas het, en dit is hoekom, jy kan vir jouself dink, hierdie skok wat hy kry, om te hoor, sy verloofde is swanger, en dit sit al hierdie vrae in sy kop van, was hy ontrou, hoe dit gebeur, kan dit wees, en gelukkig het die Here ingegryp, en vir hom te gesê, Josef, hierdie wat nou in Maria gebeur, kom van die Heilige Gees af. En Josef se dilemma word net groter, want ek dink hy sit met die eerste plek met hierdie ding van, dat God hom gekies het, om 'n pa te wees vir die Messias, vir Jesus. Kan jy dink, ek dink nie God die Vader het sommer net 'n random, eenie, meenie, miny, mou, kom ons kies jou, 'n ou gekies nie. Ek dink God het 'n baie iemand spesifiek in gedagte gehad. In Kronieke lees ons dat die oë van die Here deurkruis die hele aarde op soek na diegene wie se harte onverdeeld op hom gerig is, sodat hy hulle kragtig kan ondersteun. En verbeel jy nou net vir 'n oomblik dat God die Vader iemand op aarde soek om Jesus groot te maak. Iemand vir wie Jesus op aarde kan sê pa. En dit is nie sommer enige ou nie. So dit beteken al klaar dat Josef se CV indrukwekkend moet wees. Sy karakter, sy manier van lewe en sy regverdigheid en alles. Nou, as ons lees dat hy regverdig is, was dit so. Sy vrou het swanger geword, ons praat net suiwer vanuit 'n menslike perspektief het. Vrou het swanger geword, en toe voel hy, okay, maar as sy ontrou is, dan wil hy nie by haar wees nie, en regverdig,
hou wat die oorlewering was of die gebruik was, hy wil die verloving met haar breek, en dan het natuurlik die tweede gedeelte is dat Josef goedhartig was, saam met hierdie regverdigheid, want hy was regverdig om te sê, maar hy wil 'n huwelik hê wat God eer. Hy wil 'n huwelik hê waar Jesus die middelpunt van alles kan wees, waar God die middelpunt van alles kan wees. En toe dit blyk of dit nie so is nie, toe wil hy die verloving breek, maar hy is goedhartig, want die Bybel sê daar, dat hy van plan was om dit in die geheim te doen, stilletjies. Hy het nie 'n spektakel daarvan gemaak nie, hy het nou nie op Instagram en op Facebook gaan skryf, julle sal nooit raai wat het nou gebeur nie, en weet, good riddance, en tot ziens, en ek's nou bly dis verby. Hy sou dit nie op sy WhatsApp status gesit het, sodat almal moet wonder wat gaan aan nie. Jy kry ons ouens wat dit altyd doen. In plaas van om net direk met iemand te praat, dan sit hulle dit op 'n WhatsApp status en hoop iemand lees dit eendag. Moenie dit doen nie. As jy regverdig is, dink ek, en goedhartig is, en jy het 'n probleem met iemand, bel hom en sorteer dit uit. Maar Josef het dit nie so gedoen nie. Hy hang nie hierdie nuus aan die klok nie. Hy probeer nie net homself beskerm nie, maar ons sien iets moois van Josef in dit, dat hy self vir Maria probeer beskerm, en haar nie bloot lê nie. Laat mense nie gaan dink sy's 'n slegte vrou of wat ook al nie. En nadat die engel met hom gepraat het, was Josef gehoorsaam. Josef het geweet, en dit is baie interessant, dat die engel met Josef kom praat, toe Josef al hierdie goed in sy binnekant gehad het, nie geweet het van, moet dit so wees of moet dit nie so wees nie, of wat moet ek doen, is dit van die Here af, ek gaan die verloving breek, wys dit vir ons net weer eens dat God ons harte ken, en terwyl Josef met hierdie onsekerheid loop, en hierdie vrese, en hierdie vrae, en hierdie teleurstelling, ek praat nou van voor die engel met hom gepraat het, terwyl hy al hierdie goed beleef, weet God die Vader wat in sy hart is, en hy stuur 'n engel om met hom te kom praat. Julle, ek is so opgewonde, want omdat Jesus aan die kruis gesterf het, het hy vir ons 'n trooster gestuur, die Heilige Gees, wat binne in ons harte woon, en hierdie Gees wat in ons harte bly, in ons lewens kom bly, hy ken God se gedagtes, hy ken God se hart, hy ken God se planne vir jou lewens, en hy wil dit vir ons openbaar. God het al hierdie mooi gedagtes en planne vir ons. Ons almal ken Jeremia 29. Want ek weet wat ek vir jou beplan, planne van voorspoed, en dan wil ons sê, yes, God het 'n mooi plan vir my. Maar hier is my vraag, wat is die plan? As ons dan nou 'n verhouding met God het, en hy het 'n plan vir ons, glo my, dan wil God ook vir jou sê, wat is sy plan vir jou lewe? En dis wat ons moet hê. En die Heilige Gees wat binne in jou woon, kan al hierdie goed vir jou openbaar en jou kom wys. En wat Josef doen, die oomblik toe die engel met hom kom praat, toe sy gehoorsaam. Al sy emosies verpak en een kant toe gesit, en gesê, goed, nou is dit tyd om man te wees. I'm gonna man up. Dis wat ek nou gaan doen. En hy het sy verantwoordelikheid gevat, hy was gehoorsaam. Nou, ek het 'n liedjie geskryf oor Josef se lewe, en die eerste persoon wat ek gevoel het, wat ek ook relevant wil maak vir vandag, en hy gaan op die einde van hierdie programmetjie, kan jy die liedjie kyk. Maar in die liedjie skryf ek ook daar, dat Josef sê, dis nou tyd om op te staan, om op die Here se woord te staan. En hy kan hom nie nou steur aan al sy vrese en vrae en twyfel nie. Al wat hy nou het om op te reageer, is om gehoorsaam te wees aan God se woord. Nou dit is wat 'n man van God maak. En laat ek vandag so 'n bietjie met die manne praat, maar ek wil hê die vrouens moet ook luister. Ek weet julle kyk saam. 'n Man van God en 'n vrou van God. Kom ons wees ernstig oor wat God in sy woord vir ons sê, hoe ons moet lewe, hoe ons kinders moet hanteer, hoe ons lewensmaats, man hoe jy jou vrou hoe jy jou man moet hanteer. Wat is die beeld wat ons na buite toe moet uitstraal, wat mense moet sien as hulle na ons huwelike kyk. En kom ons sit en beplan, en ons wag nie vir die goed om van self te gebeur nie, maar ons werk doelgerig om te sê, dis hoe ons sal lewe, dis hoe ons gaan praat, sodat mense dit in ons lewens gaan sien. Ons sien ook in dit, dat Josef was gefokus, want toe die
engel vir hom gesê het wat hy moet doen, het hy dadelik gereageer. Dit was nie uitgestelde gehoorsaamheid nie. Ek dink dis die eerste vorm van ongehoorsaamheid is uitgestelde gehoorsaamheid. Wanneer die Here met ons praat en die ou stel dit uit en hy wil dit nie nou doen nie. Verbeel jou die 10 melaatse mense kom by Jesus aan en hy sê gaan toon julle aan die priester. Nou die Bybel sê terwyl hulle gegaan het hulle gesond geword. Maar verbeel jou nou daai 10 ouens sê, okay, ons verstaan, ons sal dit doen. Ons sal so oor 3 weke gaan. Joh, ek wonder of sou hulle regtig hulle genesing beleef het soos wat dit gegaan het. Want as God praat, dan is die krag van God daar en die dinge wil gebeur en daarom moet ons nooit gehoorsaamheid uitstel nie, ons moet dadelik dit doen. In die skepping, toe God sê bome, poef, toe is dit daar. Toe sê son, maan en sterre, bah, toe is dit daar. Die oomblik as God 'n woord sê, dan is dit daar. Hoeveel keer in die evangelies die ryk, nie die ryk jong man nie, die hoofman, wat kom sê, Here spreek maar net 'n woord, en op die tyd wat Jesus die woord gespreek het, het hulle gesond geword. So as die Here met ons praat, moet ons gefokus wees soos Josef, om te sê, maar kom ons doen hierdie ding dadelik. Ons gaan dit nie uitstel en wag vir beter dae en 'n tweede opinie kry, en eers die ding deurdink, en ek wil vir jou sê, kom ons raak roekeloos, as ons seker is, God het met ons gepraat en ons doen net dit wat ons moet doen. Nog 'n ding van Josef in hierdie gedeelte is dat Josef ingestel was. Josef was ingestel, wel, eerstens wil hy reageer volgens wat God se wet vereis het. Toe die engel met hom kom praat, toe gee hy genade, want die Here sê, I desire mercy, not sacrifice, en hy gee genade, en met grace vat hy Maria, en hy neem haar in sy huis in as sy vrou, en hy respekteer wat met haar gebeur, want die Bybel sê pertinent, dat hulle nie by mekaar intiem verkeer het, tot nadat Jesus gebore was nie. So hy is so gefokus om al die goed te doen, en gehoorsaam te wees aan alles wat God hom sê om te doen. En hoekom? Want hy ken God se stem. Hy het 'n verhouding met God gehad. Vir hom was dit nie maar net, Jesus ouens, ek het 'n weird droom gehad gisterand. Ek wonder wat dit kan beteken nie. Hy het gesê, ek het geslaap gisterand en 'n engel van die Here het my kom besoek en met my gepraat en hy het dadelik geweet. Hy het geweet God praat ook met ons in drome en hy het aandag gegee. En God praat met ons deur drome, deur mense, deur ons omstandighede, deur sy woord. En die ding is net, as ons nie bewus is en tentatief soek, intentioneel bewus is daarvan nie, dan gaan ons dit mis wanneer hy met ons praat. En as ons dit mis wanneer hy met ons praat, dan gaan dit tel vir ongehoorsaamheid. Nou kom ons lees die tweede gedeelte in Matteus 2, vanaf vers 13. Hy sê daarso, na die vertrek van die sterrekundiges, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, staan op en vlug met die kindjie en sy ma na Egipte toe. Bly daar tot ek vir jou sê om terug te kom, want Herodes gaan die kindjie probeer doodmaak. Josef het toe opgestaan en nog daardie selfde nag met die kindjie en sy ma na Egipte toe vertrek. En hulle het daar gebly tot Herodes se dood. So is vervul wat die Here deur die profeet gesê het, uit Egipte het ek my seun geroep. Na Herodes se dood verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê vir hom, staan op en neem die kindjie en sy ma terug na die land Israel, want die mense wat die kindjie om die lewe wou bring is dood. Josef het dadelik met die kindjie en sy ma vertrek en hy het in die land Israel aangekom. Toe hy egter hoor dat Argelaos koning geword het in sy pa Herodes se plek, het hy bang geword om na Juda te reis, omdat God hom in 'n droom so beveel het. Hy het toe na die omgewing van Galilea vertrek. Sjoe, wat my 'n mooi eienskap van Josef in hierdie gedeelte is dat Josef doen wat 'n pa moet doen en manne van God moet manne van God wees. Ek sê, jy kan nie 'n man wees as jy nie 'n man van God is nie. As jy gaan kyk na iets wat geskaap is of iets wat gemaak is en jy wil weet wat is die maksimum wat jy kan gebruik om uit hierdie ding uit te kan haal, dan moet jy met die oorspronklike ou gaan gesels wat die ding gemaak het, wat vir jou gaan sê wat die funksie is. En ek en jy en ons manne, ook die vrouens, ons is almal geskaap in God se beeld en gelykenis, en vir ons om manne en vroue van God te wees, moet ons kan doen
en lewe wat God wil hê ons moet doen. So ons moet by hom hoor wat hy wil doen. Nou wat ons eerste ding by Josef hoor, is dat Josef was 'n beskermer. Hoe is die vrou en die kindjie by mekaar maak? Weer, omdat die Here hom gewaarsku het. Ou kan nou sê, Josef is 'n lafaard, hy het gevlug. Dis glad nie die geval nie. Hy het nie gevlug nie. Josef was gehoorsaam. En dink vir 'n bietjie, wat is makliker? Om net gemaklik te bly waar jy is, of om alles op te pak, jou vrou en jou kind, en jy moet hardloop, omdat die Here gesê het jy moet vlug. Gehoorsaamheid weeg swaarder as gemak. En wanneer God met ons praat, dan moet ons eerder gehoorsaam wees. In hierdie geval was Josef se gehoorsaamheid dit wat hom en Maria en Jesus beskerm het. En Josef was 'n beskermer, en in dit wys hy vir ons ook as 'n man en as 'n pappa, dat God vir ons ook 'n beskermer is. 'n Pa se werk is altyd, 'n man se werk is om vir sy gesin te wys, hoe lyk God die Vader se hart. En God is 'n beskermer, en daarom moet jou mense dit by jou ook kan vind. Jou dogter en jou seun en jou vrou moet by jou veilig kan voel. Partykeer dan kry ons jong mense, dan sê hulle, "Joh, Zet, ek wil net met iemand praat." Dan sê, "Ek kan nie met my pa praat nie, hy sal op my te lyf gaan, ek kan nie met my ma praat nie." En daai is baie sleg dat dit in huise so gaan. 'n Kind se heel eerste verdediging moet eintlik wees om te sê, "Ek wil en ek moet dadelik by my pa uitkom. My pa moet eers hiervan weet, want ek weet by hom is ek veilig, selfs al het hulle droog gemaak. Selfs al het die goed nie uitgewerk nie." Ons was ook daar. Almal van ons het ons skeef getrap en verkeerde dinge gedoen en droog gemaak. En waarheen gaan jy hardloop? Ons wil vir ons kinders leer, jy kan met enigiets na God toe gaan, maar jy wil nie vir jou kind laat beleef, hy kan met enigiets na jou toe kom nie, want hulle het die heilige vrees, as pa uitvind, dan is die hel los, en dit moet nie so wees nie. Josef was 'n beskermer. Hy het gedoen wat God gesê het, en hy het Maria en Jesus veilig laat voel. Maria ook veilig by hom gevoel, en sy het onder hom ingegaan en gesubmit onder dit wat God hom aangestel het. Tweede ding van hoe Josef het, die tweede gedeelte, is dat Josef regtig ook nederig was. En later dan lees hulle ook van Josef, dan sê hulle, maar is dit nie die timmerman se seun nie? Josef was nie geplan om vir homself naam te maak nie. Josef was geplan om te doen wat die Here van hom gesê het. En op daai stadium was dit, Josef, jy moet 'n pa vir Jesus wees en 'n man vir Maria, en vat hulle en laat mense net God deur jou lewe kan sien en wat jy kan doen. Ons lees nie baie van Josef nie. Inteendeel, ons lees nie eers regtig iets wat Josef gepraat het en wat Josef gesê het of teruggepraat het of 'n klomp vrae gevra het nie. Ons lees hoe die engele met hom gepraat het en hoe hy daarop dit dadelik gereageer het en dit net gedoen het. Dis asof Josef net sy plek geken het. Baie mense wil vandag mos nou vir jou kom sê, en toe sê ek vir die Here, nee so, en toe sê die Here vir my so, asof ons soms net so, hier ek en jy, chommy verhouding met God kan hê. Ek het al selfs gehoor, waar ouens praat, wat sê, en toe die Here my gevra wat hy moet doen. Mense, ons moet regtig ernstig wees, oor dat God is, en ons is die skepping. Hy het ons gemaak. Ek wil vir jou, ek wil vir jou sê, ek beloof jou, maar ek wil nie dit so sê nie, maar ek wil jou waarborg, God het nie jou raad nodig nie. Hy hoef niemand toestemming te vra nie. Hy word nooit ooit in sy lewe ontkant gevang nie. Ek dink eerder, as iemand sulke tipe van stories vertel van, en toe vra die Here my, en ek moes die Here so gesê het, dit hy eerder op 'n vlakheid van 'n verhouding met God. Ek dink, wys dat daar nie regtig 'n mooi verhouding is nie. Ouers gaan sê nee, maar as juist omdat ek verhouding het met God, wat ek met hom so heen en weer kan praat. Die verhouding wat ons met hom het, verander nie die posisie wat hy het, dat hy is God almagtig, alwetend, alomteenwoordig. Hy weet alles. Hoekom sal hy vir jou raad vra? Hoekom gaan enigiemand raad vra? En ons sien dit in Josef se lewe. Josef nederig. God praat. Josef is gehoorsaam.
En dis hoe dit in ons lewens moet wees. God praat en ons moet gehoorsaam wees. Nog 'n ding wat ons in Josef se lewe optel is, dat Josef wys regtig 'n vader se hart. Die dag toe my oudste kind gebore is, op Baruch, Elizet lê nog in die hospitaal, hy is 1:30 die oggend gebore, hy was maar nog altyd 'n bietjie van 'n naguil, en ek is vroeg daai oggend huis toe, en daai sonnagoggend, hier by 6:00 in die oggend vroeg, toe ek weet op pad terug hospitaal toe, en toe ek in die kar klim, toe sa op Radio Kansel iemand wat op die program sê, hierdie program is spesiaal vir almal wat vandag paas geword het, en ek was soos 4 ure of 5 ure 'n pappa, en hulle dadelik my aangegaan, en die tweede sin wat hulle op die radio sê, het my hele lewe verander. Die vrou op die radio sê, 'n kind sal nooit 'n vader in God ontdek, voordat hy iets van God in sy vader ontdek nie. Ek kan nie veel sê hoeveel keer in my lewe, en ek het dit nie altyd reg gekry nie, maar moes ek 2 keer dink voordat ek praat. Partykeer het ek gepraat en ek moes teruggaan om te sê ek's jammer, partykeer moes ek luister, maar ek het net besef in my lewe wil ek met alles wat ek het, hê my kinders moet eendag kan sê, ons weet iets meer van hoe lyk God die Vader se hart, omdat hulle my as hulle pappa gehad het. En ek weet jy, baie mense is vir ander mense soos 'n vaderfiguur in hulle lewe. En ons paas wat hulle kinders het, en ons wil hulle hart groot maak, want ons het mos nou hart groot geword, né? Jy ken die stories, 20 km kaalvoet in die sneeu, moes ek skool toe geloop het, en ag, al daai dinge. Maar wat van as ons harte verander, en ons besluit, dat ons met ons lewens, net in ons huise begin, want dis ons net in ons huise, die mense wat in ons huise is, en ek praat selfs van die skoonmakers en so wat vir ons werk, dat ons op so 'n manier lewe, dat hulle iets van God in ons lewe gaan raak sien. Die hele wêreld sal anderster wees. Josef se eienskappe, goedhartigheid, barmhartigheid, gefokus, alles wat ons van Josef gelees het, is alles goed en mooi eienskappe, wat ons in Jesus se lewe kon raak gesien het. En dan laastens wil ek vir jou sê, Josef het sy rol aanvaar, al was dit nie die hoofrol nie. Ons gaan nog by die hoofrol uitkom. Maar hy het geweet, dis wat hy moet doen. En dis wat ek jou mee wil uitdaag. Fokus op dit wat God wil hê jy moet doen. Daar waar jy nou is, waar jy nou geplant is, die mense wat hy in jou toevertrou het. Invloed werk in hulle lewe. Doen vir hulle wat jy vir hulle kan doen om God te wys. En in hierdie hele proses is God besig om in jou hart ook dinge te shape en te vorm. So kom ek bid vir ons, en dan as ons klaar, kan jy so 'n bietjie aanhang, dan gaan jy kyk hoe lyk die liedjie van Josef. Jy is welkom om ook 'n WhatsApp te stuur of so as jy wil, om net te sê wat jou gedagtes rondom dit is. Maar kom ons bid eers saam. Vader, ons kom na U toe vandag in die naam van Jesus, en ons wil vir U dankie sê, dat ons uit Josef se lewe eintlik so baie kan leer. Ons het net 'n paar minute om deur alles te praat, en ons sal so graag wil vashak, want ons lees altyd die goed net so vinnig oor, in plaas om net gedagte te gee. Maar Here, net hierdie, dat U Josef gekies het om vir Jesus se pa te kom wees, sê vir ons al klaar, dat hy 'n besonderse mens moes wees. Dankie dat U ons almal gekies het, om ook in Christus te kan wees. Dankie dat ons Jesus kon aanneem, dat hy vir ons 'n volledige, volkome prys aan die kruis betaal het, dat ons aan hom kan behoort. Dat U oë ook op soek is na mense soos ons, en ons rig ons harte op U, Here. U is die enigste een vir wie ons wil leef, en daarom wil ek bid, dat dit wat ons gehoor het vandag, dat U met die krag van die Gees in ons lewens sal inbou, om gefokus te wees, om nederig te wees, om goedhartig te wees, om regverdig te wees. Here, om net in te pas in die rol waarin U ons geplant het, en laat ons na die beste van ons vermoë dit uitleef. Dat ons twyfel en ons vrese een kant toe sal sit, en op U gefokus kan bly, en bo alles, dat ons gehoorsaam sal wees wanneer U praat. Ek eer U, Here, en ek sê vir U dankie daarvoor, in die naam van Jesus. Baie dankie vir jou tyd. Ek hoop die Here het iets in jou hart geraak vandag. Onthou, as jy deel van die mikrokerkies wil wees en 'n selgroep of 'n ding begin, skryf my net daarso jou nommer.
jou naam met die woordjie selgroep. En ja, hier is die liedjie van Josef. Ek hoop jy geniet hom en ek hoop dit beteken vir jou so baie en dat dit jou so bietjie stig in jou hart. Die Here seën jou. Volgende week is ons weer terug lewendig vanuit Ligpunt hier in Swaziland. Ons sien baie uit daarna. Mooi bly. Ek het die woorde gehoor en gevoel dat my hart nie weer kan. Hoe kan 'n gewone man soos ek deel wees van u plan? Die nag was stil, maar binne was vrae sonder end. My drome soek antwoorde en kan my net na God wend. Twyfel was my skaduwee, vrees het my kom bind. Maar die fluister Josef, vertrou my, ek hou jou vas my kind. Die engel het my alles kom vertel. Ek moes nou man wees, want daar is soveel op die spel. So ek kies om te glo, al sien ek nie die pad. Ek staan vas op die woord, al voel ek soms te swaar. Die plan is groter as my vrese, sterker as my stryd. Ek gee my ja, as jy my sal lei in hierdie tyd. Want 'n man is dapper nie, wanneer hy alles weet. Maar wanneer hy stap in geloof en vertrou deur sy sweet. Ek het haar hand vasgegryp en my moed weer gevind. Toe ek hoor van u beloftes, het hoop weer in my begin. Die wêreld skreeu hard, maar uw waarheid praat sag. En elke tree saam met u gee die wêreld weer pracht. U vra my nie om sterk te wees, net om gehoorsaam te bly. Ek vertrou u met my lewe, my vrou en u droom vir my. Hemel het my alles kom vertel. Ek moes nou man wees, want daar is soveel op die spel. So ek kies om te glo, al sien ek nie die pad. Ek staan vas op u woord, al voel ek soms te swaar. Die plan is groter as my vrese, sterker as my stryd. Ek gee my ja, as u my sal lei in hierdie tyd. Want 'n man is dapper nie, wanneer hy alles weet. Maar wanneer hy stap in geloof en vertrou deur sy sweet. Ons manne staan ons soms stil, onseker as ons nie verstaan. Maar in geloof stap aan, na toekoms meer helder as die maan. Al blyk die toekoms onbekend, is ons hoop op die grootste geskenk. U roep my om te bou, te lei, te leef soos u my stuur. Met gehoorsame hart en geloof vir die uur. So ek kies om te glo, al sien ek nie die pad. Ek staan vas op die woord, al voel ek soms te swaar. Die plan is groter as my vrese, sterker as my stryd. Ek gee my ja, as jy my sal lei in hierdie tyd. Want 'n man is dapper nie, wanneer hy alles weet. Maar wanneer hy stap in geloof en vertrou deur sy sweet.